Hierdie woord is regtig gebore uit die hart van ons hemelse Vader. Ek glo met my hele hart dat die Here wil hê dat elkeen moet geseën wees. Glo jy dit? Glo jy dat jou hemelse Vader wil hê jy moet geseënd wees? Jy moet voorspoedig wees. Jy moet gelukkig wees. Jy moet gesond wees. En ek baseer dit op die skrifgedeelte van, as julle aardse vaders wat sleg is, weet hoe om goed te doen aan julle kinders, hoeveel te meer. Ek staan op daai skrifgedeelte, ek staan absoluut op daai gedeelte van, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie goed doen aan julle nie. So ek weet, ook in Spreuke sê hy, dat die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Jy kan niks by dit voeg, om die arm van die Here te probeer draai, in verband met sy gesindheid teenoor sy kinders, om hulle te seën, en hulle te laat gelukkig maak nie. Dis ons, wat baie keer wegbeweeg van die seën van die Here af. Dis ons, wat baie keer die seën van die Here kanseleer. Deur ons houding, deur ons maniere, deur ons optrede, deur ons gesindheid, deur ons fokus, wat verkeerd is. En daarom het die Here vir my hierdie tema gegee, die geheim van goddelike byvoeging. Nou, ek wil dit so begin. Wie van julle, as julle 'n hemp aantrek, begin om die knope van onderaf vas te maak? Is daar enige iemand wat dit doen? Daar's 'n paar wat dit doen. Ek weet nie, hoe doen julle dit nie? Maar julle doen dit. Maar ek doen dit gewoonlik, en die meeste van julle doen dit gewoonlik, julle begin van bo af, dan maak julle die knope vas. Het jy al, terwyl jy jou hemp vasmaak, agtergekom toe jy hier onderkom, dat een ding dra so, en die ander eentjie lyk so. En dan besef jy het verkeerd begin. En dan moet jy weer alles losmaak, en dan moet jy alles recht trek, en dan die regte knoopie kry, by die regte gaatjie, en dan hom indruk, en as jy onderkom, dan sê jy, dit lyk baie mooi, dan is hy reg. Wie van julle het verkeerd begin, en dan los jy hom so, en dan stap jy net maar. Wel, dit is maar nou die lot van hierdie dag. Ek het verkeerd begin, so vat my soos wat jy my vat. Niemand nie! Nou, hoekom doen ons dit op die geestelike pad? Baie van ons begin verkeerd. En dan hou ons aan met die verkeerde, en ons sien, dit werk nie lekker uit nie, die goed is 'n skeef vir my lewe. En ons is nie bereid om weer alles los te maak, en weer van vooraf te begin, en te sê, hierdie keer doen ek dit reg nie. Want die Here wil hê dat dit moet reg wees in jou, in my lewe. Amen. So alles wat hier gebeur, gaan oor daardie woorde, maak disippels, maak 'n verskil. Ek wil 'n regte disipel wees. Ek wil nie 'n valse disipel wees nie. Ek wil nie, ek wil 'n opregte kind van God wees. Ek wil hom behaag, my hele lewe moet hom behaag, my hele lewe moet hom 'n plesier gee. Wanneer hy na my kyk, moet hy nie 'n skewe hemp sien nie. Hy moet 'n regte hemp sien. Want hy wil my seën. Amen. Die probleem is, ons begin verkeerd. Die probleem is, ons fokus is baie keer verkeerd. Ons soek die blessings, en ons soek nie die blesser nie. Ons soek die hand van die Here, en ons soek nie die aangesig van die Here nie. En mag die Here 'n shift bring in hierdie gemeente, om te sê, nommer 1, primêr sal ons as gemeente die aangesig van die Here soek. We will host His presence. Ons soek sy teenwoordigheid, ons soek sy nabyheid, ons soek sy Shekinah glorie, ons soek sy tasbare teenwoordigheid. Dis waarna ons soek. Ek wil hê vanmôre, as jy jou kosbaarste besitting het, naamlik die woord van God, of dit op jou foon is, en of jy fisies die Bybel gebring het, blaai saam met my na die boek Matteus 6. Matteus 6 vanaf vers 25. Daar's een prominente skrif wat ek wil bring, maar ek het net gevoel dat
begin van vers 25 af. Matteus 6:25 tot en met vers 33. Moontlik gaan ek vers 34 ook vir jou lees, om die hele prentjie vir jou te skilder. Asseblief, ek wil jou aanmoedig, bring die Bybel saam, bring jou Bybel saam. Bring jou Bybel saam. Matteus 6:25 sê die volgende: daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie. Kwel is 'n baie ou Afrikaanse woord. Weet julle wat beteken kwel? Moenie worry nie. Moenie stres nie. Moenie julle so bekommer nie. Moenie julle kwel oor julle lewe nie, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. En hulle bring nie by mekaar in skuur nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie beklee was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Amen. Vers 31, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die, sê dit, heidene, en dan baie besondere gedeelte, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Is dit nie wonderlik nie? Ons Vader weet dat ons het hierdie goed nodig. Amen. Hy weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Vers 33, hier is die kerngedeelte, die kernskrif gedeelte. Hy sê, maar soek, kom ons praat saam. Ons is 'n Pinksterkerk, kom ons praat saam. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat se dinge? Dinge wat ons nou net gelees het. Kos, klere, geld. As vanmôre die Here vir ons 'n vraag vra, en hy sal dit opreg vir jou gee vanmôre, en hy sê, jy het 'n keuse tussen baie geld of my teenwoordigheid. Moet nou nie kom staan en heilig hier wees by my nie. Wat gaan jou keuse wees? Baie geld of my teenwoordigheid? Wat gaan jou keuse wees? Die gemiddelde kind van die Here sal sê, u teenwoordigheid, Here. Maar hier is mense wat sonder geld is, wat sê, ag Here, daai geldjie sal maar, maar dan maar mooi te werk gekom. Here, dit sal gepas wees. Ek het nou geld nodig, Here, ek is in benoudheid, ek moet rekeninge betaal, Here, ons Vader weet dat ons hierdie goed nodig het. Die Here vra vir Salomo, ek gaan vir jou enigiets gee. Net wat jy wil, vra vir my. Here, gee vir my wysheid. Die regte antwoord, gee vir my wysheid. Hy sê, omdat jy wysheid van my vra, sal ek vir jou al hierdie ander goeders byvoeg. Omdat jy my teenwoordigheid soek, sal ek vir jou al hierdie goed vir jou gee. Wil die Here jou seën? Wil die Here hê jy moet voorspoedig wees? Wil die Here hê jy moet gelukkig wees? Wil die Here hê dat jou verhoudings moet geseënd wees? Amen, kind van die Here, maar hy sê, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie goed sal vir jou bygevoeg word. Het jy al 'n goedere trein gesien? Het jy ooit in jou lewe gesien dat die trokke trek die lokomotief? Nooit nie, hoekom nie? Want dit is nie 'n masjien nie. Die probleem is, kind van die Here, dat ek en jy
kom baie keer op 'n plek dat ons trek die trokke. Ons trek die seën van die Here. Here, nee, ek moet self inklim. Ek moet self hierdie goeders laat bewerkstellig. En jou hele fokus is op die trokke, plaas dat ons fokus moet wees op die lokomotief. Ek het al gesien dat die lokomotief stoot die trokke. Hy trek nie net altyd die trokke nie. Maar ek het nooit gesien dat 'n persoon gaan staan en hy kom vas aan 'n trok en probeer om daai trok te trek nie. Jy gaan dit in elk geval nie reg kry nie. Daai goed is so swaar. Is net die lokomotief wat dit kan trek. Dis net die Here wat die seën van die hemele te laat trek na jou toe. Amen. So ons fokus moet wees op die lokomotief. Amen. Want die lokomotief is die koninkryk van God. Nie op die trokke nie. Want wat is die trokke? Die trokke is dit wat bygevoeg word. Amen. Jette Marzaan, daai skrif is baie klein daar agter. Ek kan dit nou nie lekker sien daar nie. Amen. Sit die lokomotief agter. Sit die lokomotief voor, die trokke agter. En dit wat die trokke is, dit wat bygevoeg word, vrede, voorsiening, guns, wysheid, genesing, deurbrake en seën is dit wat bygevoeg word in jou lewe as jou fokus reg is. En o kind van God, die Here moet ons help dat ons fokus moet regkom. Baie van ons soek net die seëninge, ons soek die blessings, ons soek die oorwinning, ons soek geluk, ons soek blyheidskap, ons soek genesing, maar ons soek dit partykeer op verkeerde plekke. Laat ons fokus regskuif na die Here toe. Die geheim van goddelike byvoeging, en daar's 4 geheime wat ek vermoere met jou wil deel, en die eerste geheim is, dat God voeg by waar hy eerste is. Amen. God voeg by waar hy eerste is. En by dit alles is, wat is die koninkryk van God? Hoe lyk die koninkryk van God? Die koninkryk van God is nie 'n plek nie. Die koninkryk van God is heerskappy. Nou, hoe lyk die koninkryk van God? Dit lyk soos Jesus. Dis hoe die koninkryk van God lyk. Dit lyk soos liefde. Dit lyk soos die vrug van die Gees. Dit lyk soos vrede, midde van omstandighede, midde van storms, midde van aanvalle, midde van situasies waarin jy verkeer wat jy sê, maar Heer, ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Midde van dit alles het ek soveel vrede, want ek staan onder die koninkryk van God. Daar's 'n skrifgedeelte in die woord van die Here in Hebreërs wat sê, alles gaan geskit word, maar die koninkryk van God kan nie geskit word nie. Is jy nie bly en opgewonde om deel te wees van 'n koninkryk wat nie geskit kan word nie? Alles gaan geskit word. Jou besigheid gaan geskit word. Jou huis gaan geskit word. Man, alles gaan geskit word. Jou liggaam word geskit. Maar die koninkryk van God kan nie geskit word nie. En as jou fokus op die koninkryk van God is, luister, midde van dit wat jy beleef, midde van die stryd en die situasie, is daar 'n koninkryk heerskappy wat in jou binneste funksioneer, wat nie geskit kan word nie. Wat jou in lyn gaan trek, wat jou gaan bevry, wat jou gaan verlos van jou omstandighede, en wat jou die grootste oorwinning van alle oorwinnings gaan gee. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Nou, hoe lyk dit om die koninkryk van God te soek? As daai wekker lui in die oggend, gryp jy nie na jou selfoon en kyk WhatsApps nie. Jy gaan nie na TikTok toe nie. Jy gaan nie na Facebook toe nie. Jy gaan na die face toe. Die face van die Allerhoogste God, heel eerste. Hoe weet ek dat ek soek die koninkryk van God? Wat doen jy heel eerste in die oggend as jy wakker word? Wat doen jy? Wat sê jy? Wat dink jy? Och, die horribale dag wat voor lê. O, die Here weet, waar is daai stresspille? Waar is daai chillpille vir my? Anders gaan ek nie deur hierdie dag kom nie. Of, Here, dankie vir 'n nuwe dag.
Dankie dat U my God is. Dankie Here dat ek meer as 'n oorwinnaar is in Christus Jesus. Hierdie dag gaan ek triomfeer in die Here. Ek stap as 'n oorwinnaar in hierdie dag in. Ek weet ek is nie alleen nie, maar God is met my. Ek weet die Here is 'n deurbraakdag in die Here. Ja Here, ek het groot challenges wat voor my lê. Ek het groot uitdagings wat voor my lê, maar my God is groter as my uitdagings en ek is meer as 'n oorwinnaar en ek triomfeer in die Here. En jy begin 'n dag met lofprysing, jy begin 'n dag nommer 1 by God. Jy begin 'n dag by God. Begin elke dag by God. Met God. Vir God. Here, wat sê U in hierdie situasie? Die tweede ding is, ek lees sy woord eerste. Lees sy woord eerste, of dit op jou selfoon is. Beste is maar, hou maar die Bybel langs jou bed. Want het jy al agtergekom, vat jy jou selfoon, dan blaai jy na jou Bybel toe, en dan begin jy lees, en dan klik, hier kom 'n WhatsApp op. En dan is jy so tempting. Wat as? En dan die duiwel amplified ook nog die goede. Miskien moet ek net hierdie boodskap gou kyk. Ek moet net gou kyk. Miskien is dit jou kind. Het dit al gebeur? En dan skiep jy die Bybel en kyk jy gou WhatsApp. O nee, okay. Waar was ek nou weer gewees? Hey, die duiwel speel met ons jou, woer. En dit is tyd dat ons moet besef, is my fokus reg? Is ek regtig gefokus op die koninkryk van God? Soek ek regtig eers die koninkryk van God? Of is ek besig om nou nonsens aan te jaag? Ek wil die seën van die Here in my lewe hê, maar ek is besig met allerlei ander goeders. My fokus is op allerlei ander goeders. Ek wil geseënd wees, maar my fokus is op allerlei ander goeders, terwyl my fokus op die trokke is, in plaas van op die lokomotief. Op die seëninge in plaas van op die koninkryk. Soek eers die koninkryk. Eers. Prioriteit. Kerk, dis prioriteit. Ek druk het vermoere af op elkeen hier. Dis prioriteit. Daar staan eerste. Hy sê nie, soek ook die koninkryk van God nie. Hy soek eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So soek eers die koninkryk van God. Dan die derde ene, bid voordat jy besluit. Pray first. So vinnig daai knoppie druk en die WhatsApp stuur. So vinnig. Vertel man, ek wil hom net vertel. Nee. Het jy gebid? Want as jy gebid het, sal die Gees van die Here vir jou sê, dit wat jy doen is nie reg nie, jy maak nou droog. Paulus het mos geplant, aan die eentjie het nat gemaak, en baie keer maak ons droog. Amen. Dit voel so, Paulus plant. Cephas, hy maak nat, maar Lorenz maak droog. Want jy wil hastig in 'n ding inbeweeg, jy wil hastig hierdie situasie uitsorteer. Jou fokus is nie reg nie. Pray first. Bid voordat jy besluit, bid voordat jy reageer op goed. Dan gee God jou eerste en beste. Waar jou skat is, daar is jou hart. Hoe weet ek is 'n koninkryksmens? Hoe weet ek, die koninkryk van God kom eerst in my lewe? Gaan ook na 'n ander God toe in jou lewe, in die God van geld. Geld is 'n God. Hy word genoem Mammon. Nou sê hy, jy kan nie die Here en Mammon dien nie. Een van hulle gaan jy afskeep. Amen. Kind van die Here, luister vir my mooi. Jy kan nie God en Mammon tergelykertyd dien nie. En ons sien dit soveel kere in die kerke wêreld, dat mense wat in krisisse, in verknorsing is, Here, as U my hier gaan uithelp, ek beloof U, Here, ek gee 'n tiende van alles waarmee U my gaan bless. Dit het nou die dag gebeur, ons het so 'n campusvergadering op Zoom gehad, en pastoor Robert Pollard, hy vertel van die geval in sy kerk. Hulle voorsien vir die mense kospakkies, maand vir maand gee hulle vir kospakkies, daar's 'n uitstaande eis, daar's 'n
ongeluksfonds wat moet uitbetaal, miljoene wat moet uitbetaal vir hierdie persoon. En hy gee die belofte vir die pastoor, hy sê, pastoor, ek beloof, as die Here hierdie ding laat deurkom, gee ek meer as my 10de vir die kerk. Dis pastoor Pollard, jubel en juig al klaar in die Here. Hy sê op 'n stadium toe raak die persoon net weg uit die kerk uit. Toe hom weer sien, toe ry hy die nuutste, die beste, die mooiste voertuig. Toe weet hy, daai geld het uitbetaal. Maar hy bly weg van die kerk af, want hy weet daar's 'n belofte. Hoor nou hier, hy het miljoene gekry, maar daai miljoene het oornag gedisintegreer, verdwyn. Dat hy kry 'n oproep by die pastorie, pastoor, ons het nie kos in die huis nie. Op daai oomblik wil hy amper daai WhatsApp stuur. Kry vir jou Satan, jou leraar, jou bedrieger, pray first. En hy haal asem, en hy sê vir sy vrou, Charlene, kry 'n pakkie reg vir die mense, dat ons gaan aflaai, by hulle huis. Kind van die Here, waar jou hart is, waar is jou hart? Is dit by die skat? Is dit by geld? Is dit by God? By die koninkryk? Waar is jou hart? Hoe weet ek is 'n koninkryksmens? Hoe weet ek God se koninkryk is eerste? Ek stry nie oor die gee van 10 nie. Hier's te veel mense in die kerkewêreld wat die vyand dit reg kry om vir hulle te sê 10 is nie meer die Nuwe Testament nie. Dis nie Bybels nie. Dis die Ou Testament. Dis wetties. Dis al die goeders. En tussen preek hy lekker vir die kerk en hy hou die kerk lekker arm. Want hulle kom nie die beginsels van die woord van God na nie. Is maklik wanneer jy in krisis, Here, as U my uithaal, ek beloof U, Here, ek gaan getrou my 10 gee. Wees getrou ook wanneer dit swaar gaan. Wees getrou ook wanneer dit moeilik gaan. Wees getrou ook wanneer jy moet 'n keuse maak van koninkryk of dit. Ek het julle al vertel van hierdie persoon, die eerste pastoorspaar van hierdie gemeente, Ansa, die pastoor se vrou, haar boetie, is in die aviation gedeelte, maar hy dien die Here, hy is lief vir die Here. Dan kry hy rekening en dan besef hy, ek het nie geweet van hierdie ding, wat nou my pad langs kom nie. Dan vat hy al die rekening en druk hy dit so in die Bybel, maak hy dit toe, sê Here, dis nou U saakie hierdie. Sy sussie stres op. Sy sê dit werk nie so nie. Jy kan nie sulke goeders doen nie. Jy moet budget. Jy moet voorberei vir die goed. Jy kan nie net die goeders in die Bybel insit en dink die Here gaan dit nou uitsorteer. Sy sê tot haar verbasing elke keer sort die Here dit uit. Kry hy geld uit oorde uit wat hulle nie eers gedink het, dan help die Here daai persoon. Geloof, soek die Here. Ek bedoel nie, jy moet nie onverskillig wees. Die woord van die Here sê, as jy nie beplan nie, dan beplan jy om te faal. Verstaan jy? So, mens moet beplan, maar as jy nader aan die koninkryk, as jy koninkryksbeginsel begin toepas in die lewe, dan begin jy God se woord toe te pas in jou situasie, dan begin dit te werk. God se woord werk. Amen. God se beginsels werk. Daarom gee jou beste. Die Bybel is vol van waar die volk offerhandes na die Here toe gebring het. Dan bring hulle 'n gebreklike offer. Dan het die Here sy aangesig weggedraai van 'n gebreklike offer. Ons God is 'n perfekte God. Hy soek nie jou gebreklike offer nie. Amen. Soos hierdie persoon wat die offergawe tydperk aanbreek, maak hy sy beursie oop. Hy soek nie daar waar die note is nie. Hy soek waar die klein geld is. En baie keer is dit ook 'n gebreklike offer, terwyl jy kan gee, maar jy wil nie gee nie. Jy wil die klein geld gee. God is nie 'n klein geld God nie. Ek praat nie van ouens soos die weduwee wat gekom het met haar pennetjies. En dan sê die woord, dis al wat sy gehad het. Dis al, want sy het
alles gegee wat sy gehad het. Ek praat van, as jy dit vermoëns het, om dit te kan gee, maar jy kom gee gebreklike offer vir die Here, om vir hom dankie te kan sê. As hy 'n skaap wat gebreklik is, nie aanvaar as 'n offer daai tyd nie, hoe kan die Here, terwyl hy jou seën, tevrede moet wees, met 'n gebreklike offer? Nou, hy kan nie. Soos die pastoor se seun, die bordjie kom om, en die pa gooi 'n geldstukkie in. En na die tyd, stap hy en sy seun uit, en daar agter is die offerande boks, en hy maak hom oop, en net sy geld wat ingegooi is in die offerande boks. En hy haal die geldstukkie uit, niks van die gemeente het gegee nie, net hy. En sy seun kyk hom so aan, hy sê, pa, dink nou net, as jy meer ingegooi, sou jy meer gekry het. Waar jou hart is. Koninkryksmens, gee die beste. En stel sy wil bo jou wil. Stel sy wil bo jou wil. En 7 gewoontes van 'n koninkryksmens. Hoe tree 'n koninkryksmens op? Nommer 1 is, begin elke dag by God. Nommer 2 is, soek sy wil eerste. 3 is, bou sy kerk. Wie weet dat kerk is God se plan? Dis nie om mense besig te hou nie, dis nie om lekker te sing nie, dis nie om lekker kerk te hou nie, dis God se plan. Hoekom is dit God se plan? Want die Here wil hê dat deur die kerk moet mense gered word. Deur die kerk moet mense vrykom. Deur die kerk moet mense gesond word. Deur die kerk moet hulle gedissiplineer word. Ons dissiplineer mekaar, ons skuur mekaar, ons skaaf aan mekaar, sodat ons kan lyk soos Jesus, dat ons die beeld van Christus, so bou sy kerk, moenie passief wees nie, bou sy kerk. Amen. Hoe bou ek sy kerk? Om die gawes wat in jou is, die bediening wat in jou is, uit te lewe. Hier's nie een vermoere hier wat nie 'n gawe het nie. Hier's nie een wat nie 'n talent het nie. Hier's nie een wat nie iets kan beteken vir sy koninkryk nie. Jy het 'n gawe, jy het 'n bediening. Tree toe, raak betrokke, maak 'n verskil, bou sy kerk, want dis God se model. 4 is, dien ander. Jy kan nie iemand dien wanneer jy op 'n Sondagoggend, wanneer ons koöperatief by mekaar moet kom, by die huis sit. Jy kan nie iemand dien nie. Dis lekker om hier te kan wees, en dan hoor jy van hierdie ou het 'n probleem, daardie ou het 'n behoefte, daardie persoon het die Here nodig. Dis lekker om te hoor aan die einde van 'n diens, hoe mense na mekaar toe stap, en mekaar bemoedig, mekaar inspireer, mekaar motiveer, vir mekaar bless en seën. Hoeveel keer het ek nou al gehoor waar daar behoefte is? Niemand weet van die behoefte nie, niemand weet van wat gaan aan in 'n persoon se huis nie, maar die gemeente is so ingetap met die Here, so gekonnekteer met die Here, dat die Here sê, sien jy daai persoon daar? Ja, Here. Weet jy die behoefte? Weet jy, hy het sy laaste gegee om vanmôre in die kerk te wees? Weet jy, hy het geen kos in sy kas nie? Ja, Here. Ek wil hê, dit wat in jou besie is, geef hom. Here, maar wat as? Nee. Ek sê nou vir jou, doen dit. En weet jy hoeveel kere gee 'n persoon geld vir iemand, dan sit op die sent waarvoor daai persoon gevra het. Hoe gebeur dit? God weet. Hy weet. En as jy ingekonnekteer is met hom, gaan hy met jou praat. En so dien ons mekaar, so help ons mekaar, so ondersteun ons mekaar. Leef vir die ewigheid. En hy sê, en dis nie asseblief, dit gaan oor 'n kultuursituasie. Het julle al gesien dat in Afrika interessant is, en I think Lovemore will testify about it. One of our meetings at 10 campus, there stood a black pastor. He stood up and he said,
that one of the things of Africa is that we just live for today, not for tomorrow. So everything that we can eat today, we will eat it. We don't plan for tomorrow. That's our culture. En baie keer frustreer dit ons. Hulle worry. Dinge kan maar uit mekaar uitval. Worry nie, ons leef net vir vandag. Maar weet jy wat wonderlik is? Wanneer hulle harte vir die Here gee, dan verander die Here daai kultuur. En dis wat moet gebeur. Daar moet verandering kom. Want daar is 'n ewigheid. Die oomblik wanneer jy begin dink aan 'n ewigheid, dan besef jy, dit wat ek nou doen, bepaal oor my ewigheid. Dit hoe ek nou lewe, dit hoe ek nou funksioneer. En luister, kan ek vir julle mooi, lieflike kerksmense iets sê? Daai oukie wat jy nie nou like nie, jy gaan hom kry in die kerk, in die hemel. En jy gaan vir ewig saam met daai oukie moet funksioneer, al kom jy nie oor die weg nou met daai oukie nie. Al bots jou gees met hom. Ek kry nie vat aan daai ou nie. Jy behoort 'n vat te kry, want jy gaan vir ewig saam met daai ou funksioneer. Daarom, kerk van die Here, kom ons kry ons attitude reg. Kom ons kry ons gesindheid reg teenoor mekaar. Nie almal van ons is behoorlik gered nie. Ek gaan dit weer 'n keer sê, nie almal van ons is behoorlik gered nie. Maar in die proses help ons mekaar om gered te word. Amen. Ek weet hierdie week is daar weer 'n situasie op my tafel wat ek moet uitsorteer, en die Here weet, ek bid al die hele naweek en sê, Here, hoe gaan ek dit uitsorteer? Here, sorteer dit vir my. Hier gaan 'n helse bom ontplof. O, Here, dit Legrand sê. Maar wanneer die Here inkry, dan smelt hy die harte. Dan bring hy eenheid, dan bring hy vrede, dan bring hy kalmte, dan kom maar belydenis, dan kom maar herstel. Kan dit nie plaasvind nie. Kan ons nie met alles na die Here toe hardloop en sê, Here, ek kan dit nie uitsorteer nie. Ek gaan 'n verdere gemors van hierdie ding maak. Maar Here, ek bring dit na U toe. Help my net. Geef my net die wysheid. Geef my die woorde hoe om hierdie ding te hanteer. Glo vir my kind van die Here. Dis koninkryk daai. Dit gaan uitgesorteer word. Amen. Bly getrou in die klein dinge. Wanneer niemand jou raak sien nie, hoe leef jy? Bly getrou, selfs in die klein dinge. En dan die 7de punt is, maak disippels. Hoe het jy in die kerk ingekom? Hoe het jy die evangelie ontdek? Iemand het jou uitgenooi. Iemand het gesê, kom saam met my. Kan ons dit nie meer doen nie? Kan ons nie meer sielewenners wees nie? Dit gaan absoluut oor die koninkryk van God. En dan, die geheim 3 is, God voeg by op sy tyd. O, Here, asseblief. 4 dae laat, Lazarus stink al. Here, hy is nooit te laat nie. Vir jou en vir my voel dit beteken hy is so laat. Hy is nooit te laat nie. Josef kry 'n droom. Hy het gedink die volgende dag gaan sy drome realiseer. Nee, Here weet, hier word hy deur sy broers in 'n gat gegooi. Dan verkoop hulle hom as 'n slaaf. Hy werk as 'n slaaf by Potifar se huis. Daar kom 'n listige tannetjie en sy probeer hom verlei. Dan die Here, sy fokus is op die koninkryk, op God. En die listige tannetjie kon niks reg kry nie. En sy skeer sy klere van hom af. En wragtig, daar beland hy onskuldig in die tronk. Hier sit hy onskuldig. Hy is 'n kandidaat vir bitterheid. Hy is 'n kandidaat vir onvergewensgesindheid. Hy is 'n kandidaat van, Here, hierdie besigheid werk nie. Waar is God? Here, geef my drome. Die Here weet, nou sit ek in 'n tronk. Maar eendag vat die Here hom uit die tronk uit, binne in die paleis in. Ek wil vir jou sê, miskien beleef jy 'n tronksituasie. Jy is onskuldig in 'n situasie, maar die Here gaan jou in een oomblik, gaan hy jou uit dit vat. God se tyd is 'n perfekte tyd. Hy is nooit te laat nie. Abraham, kom uit jou land uit.
na 'n land wat ek jou sal wys. Hy kon gesê het, nee Here, ek ken nie my land, ek ken my mense, ek ken dis my vaderland, ek bly net hier so, Here, ek is veilig hier. Maar in gehoorsaamheid gaan hy. Sê die Here, ek gaan vir jou seun gee. En elke jaar met sy verjaarsdag, Here, waar's my seun, waar's my seun, waar's my seun, waar's my seun? En hy raak so ongeduldig en hy sê, bring die tannetjie. Hagar, en hier kom Ismael. En tot vandag toe sukkel ons met Ismael. Tot vandag toe, omdat Abraham nie kon wag nie. Wat gaan aan in Iran, in Irak, in al die plekke? Ismael! Ek smile nie wanneer ek dit praat nie, dis Ismael, dis smarte. Omdat Abraham nie kon wag op God se tyd nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al in goeders inbeweeg? En dit was nie God se tyd nie, en jy beweeg voor God se tyd, en dan beland jy met 'n Ismael. En dan wil jy so vinnig die vingertjies wys. Nee, maar Suster Sarah was nie beskikbaar nie. Nee, twak. Twak. Jy kon nie wag nie. Amen. God se tyd is 'n perfekte tyd. God voeg by op sy tyd. Hier's baie mense met baie beloftes. En ek wil vir jou sê, God se beloftes gaan uitkom in jou lewe. Miskien is dit nie vandag nie, miskien is dit nie môre nie. Maar weet dit gaan uitkom, want God het dit gesê, en hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy kan nie lieg nie, hy is 'n waarmaker van sy woord. En ek wil hier ook 'n ding sê. Baie keer profeteer profete 'n ding oor jou, wat eintlik sy eie hartsbegeerte oor jou is. Hoor nou hier, ek wil 'n stelling maak. As 'n profeet by jou kom en hy profeteer sy begeerte oor jou uit, dan beteken dit hy het jou lief. Want hy wil hê, dit moet goed gaan met jou. Amen? Is dit reg so? Dan wil ek jou sê, God het jou meer lief as wat daai profeet jou lief het. So al was dit nie God se woord oor jou lewe vir daai oomblik nie. Luister die Here na daai woord. En al is dit nie in die plan van die Here nie, gaan die Here dit nog meer laat realiseer in jou lewe tot by die plan van God finaal vir jou lewe. So kom aan mense, kom stop nou met die hele situasie van, is hierdie nou 'n ware profeet of is dit nou 'n valse profeet? Laat die woord realiseer. As jy glo dat daardie woord is van God, al is dit uit 'n mens uitgedrewe, wil ek vir jou sê, God gaan daardie woord laat realiseer in jou lewe, want hy het jou meer lief as daardie profeet wat dit oor jou gebring het. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Glo daai woord en dit sal manifesteer in jou lewe. God voeg by op sy tyd. Wat voeg God by? Goed wat jy nie met geld kan koop nie. Ek het al baie miljonêers gesien wat geen vrede het nie. Ek het skatryk mense gesien, met die mooiste huise, met die wonderlikste beddens, hulle slaat tot so op. Druk 'n knoppie, slaat so op, voetjies op, koppie op. Man, dis 'n Porsche van 'n bed. Maar met die Porsche van 'n bed, slaap hy nie een nag deur nie. Hy druk hy slaappille deur, want hy kry nie geslaap nie. Daar's geen vrede nie. Jy kan miljoene hê, maar jy kan nie vrede hê nie. So wat voeg God by? Vrede, wysheid, guns, krag, verhoudings, sy teenwoordigheid en die Heilige Gees. Amen. Loof die Here. Vra jouself af. Vra jouself af vanmôre hierdie vraag. Is Jesus nog eerste in my lewe? Tweede een is, wie regeer in my lewe? En dan die derde is, soek ek die koning of die byvoeging? Antwoord self vanmôre die vraag. Jy weet as jy vir jouself lieg, jy weet dit. Vra vanmôre vir jouself, is Jesus eerste in my lewe? Is sy koninkryk eerste in my lewe? Wie regeer in my lewe? Jy sien, jy kan die verlosser hê, hy vergewe sondes.
Maar jy kan nooit, kom ek stel het so, baie keer dink die mense, ek het die verlosser in my lewe, maar hy is nie koning oor jou lewe nie. Ek gaan dit weer sê. Jy het dalk die verlosser in jou lewe, maar jy het nie die koning in jou lewe nie. Want hy kry nie die voorreg om te regeer in jou lewe nie. En dis baie keer ons probleem in die lewe. Ons het hom aangeneem as ons verlosser en saligmaker. Ons is gered, hy het ons vergewe van al ons sondes en al ons droog maak. Maar ons wil nie oorgaan na die volgende stapie van, laat hy die koning wees van my lewe. As hy die koning van my lewe is, dan gaan ek onder sy autoriteit funksioneer. En wanneer hy vir my sê, ek moet iets doen, dan gaan ek dit doen. Wanneer ek iets moet weglaat, gaan ek dit weglaat. As ek iets moet weggooi uit my lewe uit, gaan ek dit weggooi. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek optree, die manier hoe ek mense hanteer, as dit nie volgens die woord van God is nie, gaan die koning vir my berispe, en hy gaan vir my sê, dis nie reg hoe jy funksioneer in my koninkryk nie. Ek is onder sy heerskappy. Regeer die koning in jou lewe. En dan soek ek die koning of soek ek die byvoegings? Dien ek net die Here om geseën te wees? Of dien ek die Here omdat ek hom lief het? Omdat hy soveel vir my gedoen het, my gered het. Toe alles wanhoopig was, het hy gekom en hy het my omgekeer, hy het my verlos en my vrygemaak. Dan soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen.